Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend so op mekaar te kan wees en Pinkster te kan vier. Nou, baie keer vra die mense, maar wat is Pinkster? Pinkster, Pentekost, dit maak sin. Pentekost, 50 dae na dit Pentekost is 50 days after Passover. 50 dae na die lam geslag is. Hierdie fees word al vir 3500 jaar gevier. 3470. Amper 3500 jaar word hierdie fees deur die Jode gevier. Hulle uittog uit Egipte uit, die lam wat geslag is. In Afrikaans noem ons dit Pinkster. Pinkster maak glad nie sin nie. Want dit kom uit die ou Hollandse woord in die Nederlands uit Pinkster, wat verwys na hierdie fees. En Afrikaans is dit maar net oorgeneem en nou noem ons dit Pinkster. Maar die klokke lui nie vir ons nie. Daarom, as jy sê Pentekost, jy kan duidelik sien, is afgelei van die Grieks af, 50 dae. Vandat die lam geslag is, totdat die nuwe fees aangekondig is, waar hulle hierdie hele feestydperk deurgegaan het. Ons gaan vanoggend so vinnig daarna kyk, maar dis nie waar ek wil fokus vanoggend. Vanoggend wil ek fokus op hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe krag, hierdie God wat sê, ek is met jou, en ek sal jou bemagtig, ek sal jou bekragtig, en ek is met julle. Ek sal julle nooit wees laat. En weet jy, daai opgewondenheid in ons hart, dis dit wat ons die hele tyd aan die brand steek. So wanneer ons praat van Pinkster, weet, dit is die uitstorting van die Heilige Gees. En vandag, hierdie Sondag, is dit wat gebeur het. Daai dag, toe die mense die vuurvlam op hulle kop laat kom, en daai belofte wat die Here gegee het, al van Joël af, gesê, ek gaan my gees uitstort op alle vlees, en ek sal by julle wees, en ek sal in julle wees. Mense, dit is groter as wat ons verstand kan verstaan, maar ons weet, ons is anders. Dis die dag, toe die kerk, wat Jesus vir Petrus gesê het, op hierdie rots, hierdie openbaring, gaan ek my kerk bou. Dis daai dag, wat die kerk bemagtig, bekragtig is, en ontplof het. 'n Nuwe begin, nuwe krag, nuwe wyn, nuwe fokus, wat die Here sê, almal is deel van sy verbond. Nie net meer die Jode nie. Elke mens, elkeen word geroep, sê Here, kom. Nou, 1992 was ek in Barcelona, die eerste keer dat ek uit Suid-Afrika uitgaan, en in 'n nuwe wêreld, in 'n nuwe stad, nuwe omgewing, en so aan. En die eerste ding wat ek gesoek het, was 'n NG Kerk. Want ons het groot geword, jy gaan kerk toe. En ons het ook net een kerk geken, NG Kerk. Nou die NG Kerk het 'n moedergemeenteheid, 'n suidgemeenteheid, 'n noordgemeenteheid, 'n oosgemeenteheid. So oral waar jy gegaan het, was NG Kerk. Dan die ander kerke was so tik-tak, een hier en daar, en dan jy nog daai ander boskerke gekry, daai snaakse kerke wat hande geklap het en so aan. Nou gaan ons, nou soek ek vir NG Kerk. Maar ek sê nie vir die ander ouens nie, maar ek soek nou, julle en ek sê hierdie vreeslike kathedrale, en dis net Rooms-Katolieke, en ek verstaan glad nie wat hier aangaan. En ek kan nie verstaan, hoekom is daar nie NG Kerk nie? Want dis letterlik al wat ek geken het. Ons is Afrikaans, ons Afrikaanse dorpe groot geword, van dorp tot dorp, daar's elke dorp, as jy inry, is daar 'n kerk, 'n NG Kerk. En ek kon dit glad nie verstaan nie. Toe besef ek, ons is eintlik baie klein groepie in Suid-Afrika, as 'n mens dink aan die groter prentjie. En ons kom toe daar by 'n kerk, julle, nou wag ons, en is ook garage deur, en hulle kom en hulle stoot die garage deur op, en die mense begin instap, en is net so hokkie, en ek kan nie verstaan, wat gaan er nie, is ons met ruil te vlas,
En hulle tel daar instrumente begin op en hulle begin sing en die mense kom in, hulle groet mekaar vriendelik en hulle is so bly en toe ons connect met daai mense, my hart was letterlik brandend. Dit was asof daar 'n liefde onmiddellik tussen ons was. Ons ken mekaar van geen kant af nie, maar as ons in mekaar se oë gekyk het, dis asof ons mekaar geken het, asof ons mekaar vir jare al ken. Toe ons na daai uur en 'n half daar uit mekaar uitgaan, ons harte, my hart was lanklaas so aan die brand, toe ons daar uitgestap het. En dit was die ontmoeting met die Heilige Gees in mekaar. Want dit was net die Gees van die Here wat dit kan doen. En daai dag het ek net so besef, dat ek is so gewoond aan my taal, aan my kultuur, aan my omgewing. En toe ek daar kom, en ek kom tussen gelowiges, ons verstaan nie eens mekaar se taal regtig nie. Dis obrigado en obrigado, en ek weet nie wat se goed dit alles nie. Maar as ons in mekaar se oë gekyk het, was daar 'n liefde wat geen mens kon gee nie. Weet jy, ons raak so gewoond aan mekaar. Ons raak so gewoond aan ons omgewing. Maar wanneer 'n mens so uitbeweeg en jy kom in hierdie omgewing waar die Heilige Gees heers, daar's 'n onmiddellike koneksie, 'n onmiddellike aantrekkingskrag. Daar's 'n onmiddellike eenheid. Daar's 'n onmiddellike nuwe krag, nuwe wyn, nuwe hoop in 'n nuwe stad, in 'n nuwe lewe. Dis waarom dit wat die Here in ons kom deponeer het, is baie groter as onsself. Ek het al vir u vertel, 1 jaar toe was ons dan in Jerusalem in Israel, en ons het uitgereik, en ons was in Wesbank, daar so in Bethlehem, en die Palestynë bly daar, en ons het by een gesin gaan bly, wat gelowig is. En toe praat daai ou met ons, hy sê, sy oupa grootjie, was in die bovertrek, toe die Heilige Gees uitgestort, dit was een van die 120 mense, toe die Heilige Gees uitgestort is, en hulle hele generasie, dien nog steeds die Here, in die Heilige Gees. 2000 jaar gelede, is die Heilige Gees uitgestort, en ons is nog steeds deel van dit. Mense, dis baie groter, as wat ons werklik besef. Dit sal nooit gestop word nie, want die vuur wat aan die brand gesteek is, deur ons Vader daar, sal nooit ooit stop nie. En daarom moet ons besef, wie in ons is, wat in ons is. Dit is nie net daar, sodat ons ons hoop ons maak het eendag in die hemel nie. Nee, dis om te lewe, godvrugtig te wees, en die wêreld regtig aan die brand te kan steek, met dit wat die Here in ons kom doen het. Is die wonder van die evangelie nog brandend in ons harte? Of het ek so gewoond geraak daaraan, dat my hart nie meer brand, vir dit wat die Here kom doen nie. Ek wil weer vir u vra, is die wonder van die evangelie nog brandend in u en in my hart? Die wonder van lewe, die wonder van ons Vader, die wonder van die mense rondom ons. 2000 jaar gelede is die vuur aan die brand gesteek. Ek en u sou verlore gewees het, want ons is nie deel van die verbondsvolk. Ons sou verlore gewees het. En die Heilige Gees kom, en hy ontsluit dit. Die moderne kerk het die wonder van die evangelie begin verloor. En dit het 'n ding geword van, dit gaan net oor my, solank ek dit kan maak, my lewe, ek struggle. Dit net maak. En as Vader sê, laat die lig wat in jou is, uitbrand in die wêreld rondom jou.
waar ook al jy gaan, ek is met jou. Ek is met jou. Hierdie woord Pinkster, Pentekost, nuwe lewe in 'n nuwe land, wat die Here vir ons kom oopsluit het. Soos ek gesê het, waar dit begin het, Pinkster, Shavuot, hierdie fees wat gevier is, toe die Israeliete uit Egipte uitgetrek het. Daai eerste dag toe die paaslam geslag is. Jesus, 1500 jaar later geslag. Dag 1 was hy Pasga. Van dag 2 tot dag 8 was die fees van die ongesuurde brode. Dit was die tydperk, want dit was die volk moes so vinnig uit Egipte uittrek, daar was nie tyd vir gesuurde brode nie. Die brode kon nie wag nie, en dit was ook 'n teken van om verwyder te word van Egipte af. Ek is nie meer deel van Egipte nie, ek word verwyder. So daai volgende 7 dae het hulle gevier die tyd van die ongesuurde brode, om te onthou, they are separated. Hulle is verwyderd, hulle is nie meer deel van Egipte nie. Dieselfde met ons is nie meer deel van die wêreldse stelsel nie. Ons is deel van dit wat die Here bepaal het. So, en dan dag 3 het aangekom die eerste vrugte. Dis dan wat hulle het oorgegaan van die een oes na die ander oes. Die eerste was balie, die gars. En daai gars wat afgehaal word, daai eerste gedeelte, dit was gebring na die Here toe, na die tempel toe, na waar ook al was, gebring om sy eerste vrugte te sê, Vader, dankie. Hierdie oes wat U vir ons gee, ons erken dit kom uit U hand uit. En dan die res van die volgende 7 weke het hulle die oes afgehaal, oorgegaan van daai oes af na die koring toe. En dan dan begin die tel van die omer. Die omer was net die omer, ons lees dit, maar dit is 'n maat van so 2 na 2.5 liter van die omer wat hulle sê, en dit bring hulle dan na die Here toe en sê dankie. Dan dag 50, en dis waar ons nou is. Dag 50. Jesus het vir sy disippels gesê, moenie uit Jerusalem uit weggaan. Mense, dit was 'n baie verskriklike tyd in Jerusalem nadat Jesus gekruisig is. Die disippels het in vrees geleef. Hulle was bang. Hulle weet wat aangaan nie. En Jesus het vir 40 dae, nou moet jy mooi hoor, 40 dae homself aan hulle geopenbaar, voordat hy opgevaar het na die hemel toe. 10 dae gelede, dis hemelvaart gevier. Dis toe Jesus opgevaar het. Maar hy het homself vir 40 dae aan hulle geopenbaar. Hoeveel jaar was die Israeliete in die woestyn? 40 jaar, waarin God homself geopenbaar het aan hulle die hele tyd. Jesus openbaar hom aan sy disippels vir 40 dae lank, en toe vaar hy op na die hemel. Hy sê, wag vir die belofte wat geprofeteer is oor, wat gaan kom. Wag. En daai dag 50, dit was die dankseggingsdag van die Jode. Dis toe 2 brode voor God gebring is, en al 2 was gemaak met suurdeeg. Suurdeeg wat gebeteken was, nou kom dit weer bymekaar. Hulle het uit die land uitgetrek, hulle mag nie suurdeegbrode geëet het nie. They were separated. Hulle is afgesonder. Nou, suurdeeg word ingevang. En die gemeente, die openbaring wat dit kom, is die Jode en die heidene kom saam in 'n nuwe fees, in 'n nuwe dag, in 'n nuwe lewe. En die Heilige Gees word uitgestort, en die kerk word nie gebore nie, maar die kerk word bemagtig, bekragtig en uitgestuur. Die disippels was toegesluit
Hulle was bekommerd, hulle was bang. Hulle het weggekruip in vaste gebed, in daai tyd in eenheid. En toe die Heilige Gees op hulle kom, wat gebeur? Wat gebeur? Die deure word oopgemaak en hulle hardloop uit, vreesloos, met 'n brandende hart voor die Here, wat niemand tot vandag toe gestop het nie. En weet u, niemand sal dit stop. Niemand sal dit kan stop nie. Maar brand ons harte nog so, dat ons daai deur kan oopskop en uithardloop en sê, Here, mag u verheerlik word, mag u gesien word, mag u geëer word. Brand dit nog in my, in u hart. Vir 'n verlore wêreld wat hom nog nie ken. Johannes 14. Kom Jesus, en dis die gedeelte voordat hy gekruisig sou word, en hy is besig om met sy disippels te praat. En hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Ons moet eers by daai plek kom van oorgawe, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en hoor hier, en in julle sal wees. By julle en in julle. Die Jode het dit nie verstaan nie. Die disippels het dit regtig nie verstaan nie. Hulle het geweet van die Heilige Gees wat op mense gekom het, om hulle te bemagtig, te bekragtig, en dan kan die Heilige Gees weer onttrek word. Maar hy sê, ek gaan nie net op julle wees nie, ek gaan in julle wees. Vers 18, ek sal julle nie as wesens agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Hoor hierdie belofte, hoor hierdie krag, hoor hierdie bemagtiging, hoor die lewe. Paulus skryf daarso in 1 Korintiërs 6, vanaf vers 19, of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort? Die Heilige Gees, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ek sal in julle wees, ek sal met julle wees, sy Heilige Gees wat in ons woon. Nou kom die vraag, kan ek nog gehoorsaam lewe aan die Heilige Gees? Of word my verhouding met God 'n godsdiens? Ek dien Sondag en die res van die week behoort ek aan myself. Waar die Here sê, ek is met julle. Ek sal in jou wees. Wil jy moet mooi kyk na die vers 17. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En daai belofte het Jesus 'n paar keer gegee. Johannes 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer. Hy gaan julle leer. Verlering, herinner, Johannes gaan hy aan, vers 26, en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hoe baie keer vergeet ons dit, en wanneer jy in 'n situasie kom, dan kom die Gees van die Here, en die woord kom net uit. Jy onthou dit. Dus waar kom dit vandaan? Die Heilige Gees herinner ons. Getuig van Christus, hy sal van my getuig. Oortuig van sonde, en as hy kom, sal die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Daai dag toe ek en u regtig net bewus geword het van ons totale afhanklikheid van die Here, is daai dag dat die Heilige Gees vir ons kom oopsluit het. En ek sê, Here, vergewe my. Vergewe my.
Dit kom nie uit jouself uit nie. Kom nie uit jouself uit nie. Lei in die waarheid, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal die hele waarheid lei en verheerlik Jesus. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat van my, aan my behoort, aan julle sal verkondig. In ons, met ons, tot ons. Hierdie twee woordjies, wat Paulus nou hiervan skryf, wat Jesus gesê het, wil ek graag dat u dit in ons harte moet vasmaak vanoggend. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as Judea, in Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. Krag. Daai woorde daar gebruik, is dunamis krag. Dit is nie krag wat jy in jouself kan hou nie. Dis krag wat van binne af uitkom. Mense se lewens verander van binne af, nie van buite af nie. Selfs 'n verslaafde persoon, as hy nie by die punt kom en sê, ek kan nie so aangaan nie, gaan niks verander nie. Die ou kan van buite af praat, maar daar gaan 'n besluit hier van binne af moet kom en sê, enough is enough. En voor dit nie gebeur, gaan daar niks gebeur. Maar wanneer die Heilige Gees in ons kom, dan word ons van binne af verander en dit vloei uit na buite. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as Judea, Samaria, tot die uiters van die aarde. Ek wil net mooi kyk hoe skryf hy dit hier. En julle sal my getuies wees. Hy sê nie hier, julle gaan van my getuig nie. Hy sê nie, julle gaan die woorde hê om dit te getuig nie. Hy sê, jy, as mens, gaan my getuie wees. Ek wil jy met mooi hoor wat die Here vanoggend vir ons sê. En julle sal my getuie wees. Jy as mens, daar waar jy gaan, sal jy my getuie wees. Ja, ons sal getuig, ons sal praat, maar dit wie jy is. Ek wil jy met gou net vir 'n oomblik daaraan dink. Hierdie woorde het baie mooi les. And you will be my witnesses. Jy, as mens, waar jy gaan, hoekom? Want die Heilige Gees woon in u. Nou wanneer ons so by mekaar is, en jy is gewoond aan jou vriendekring, en jy is gewoond aan jou vriend, en die mense rondom jou, jy kom nie meer regtig agter nie. Maar wanneer jy in 'n omgewing instap, waar regtig die wêreld verheerlik word, en die wêreld geëer word, dis is 'n, wat soek ek hier? Ek wil nie hier wees nie. Dis asof jy dit jou uitdruk, en asof jy, Nou ek het 'n vriendin, dit klink op as 'n liedjie van Lorika, ek het 'n vriendin daar by die Blou See, Lisa se klavier, of so iets. Maar dis nie daai. Elita, sy het uit 'n omgewing uitgekom, wat baie challenging was. En sy het altyd gevoel, maar sy wil terugbeweeg na daai mense toe, wat nie in 'n kerk gaan kom nie. So sy het kroeg toe gegaan. Dan bestel sy vir haar 'n drankie, dan staan hy ding daar. Sy drink hom nie, maar hy staan daar. En soos dit gesels sy met die mense rondom haar. Eendag stap sy weer in 'n kroeg in. Nou, dit is 'n gawe wat jy het. Dit is 'n roeping wat jy het. Jy gaan nie so met enige iemand. Elkeen het sy plek, is dalk op 'n ander manier. En hare, dan sit sy daar by die kroeg by die toonbank, maar die mense wil praat. Hulle kom so toe, hulle soek 'n geselskap. En dan is sy daar. En die dag toe sy instap en sy gaan sit, en sy bestel 'n drankie in die kroeg, die barman sê vir haar, wat soek jy hier?
Nou Elita, sy is 'n baie interessante karaktertjie gewees. En sy trek aan soos hulle aantrek. Sy lyk soos hulle lyk. En sy sit daar. En hy sê, "Wat soek jy?" Sy sê, "Wat bedoel jy, wat soek ek hier?" Hy sê, "Nee, jy hoort nie hier." Sy sê, "Waarvan praat jy nou?" Sy sê, "Toe jy by die deur ingestap het, daar's 'n lig wat oor jou skyn. Wat soek jy hier? Jy hoort nie hier." Toe sê sy, toe begin sy getuig teenoor hom, sê, "Die Here het my hiernatoe gestuur om met mense te gesels wat hom nie ken nie." En daai aand het sy 'n baie lang tyd gespandeer met die baarman. Nou hy luister na almal se stories, hy gee raad vir almal, maar hy het erken toe sy daar instap sê, "Wat soek jy hier?" Ek het al met 'n ou gepraat wat ook in satanisme was en gesê, 'n kind van die Here is duidelik sigbaar. Dis 'n lig rondom hom wat ons sien in die nie net in die gees nie, maar in die natuur. Ons sien hulle. Ons sien watter ouens is brandend vir die Here. Dis dan is daar ander ouens. Hulle gaan kerk toe. Maar dit is nie aangesteek deur die Heilige Gees nie. Hulle harte vir die Here gegee het, oopgemaak het, dat die Here hulle kan woon nie. En julle sal my getuies wees. Hierdie woordjie is baie dieper as net praat. Ek wil regtig hier vra vanoggend. Wanneer iemand na u en na my kyk, kan hulle sien jy's anders? Kan hulle sien daar is iets anders aan jou? Nuwe harte, nuwe wyn. 1 Korintiërs 2 vers 13. Daarom spreek ons ook, nie met woorde van menslike wysheid leer nie, maar wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. En hier is die harde woorde. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die natuurlike mens neem die dinge van die God van Gees, die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. Hy kan dit nie verstaan nie. Want die Heilige Gees wat in u woon en wat in my woon, breek die woord oop en dit getuig dat ons kinders van God is. Pinkster is die kosbaarste dag wat gebeur het. God kom woon in jou en in my. Die Heilige Gees maak my dat ek en u verwyder word uit Egipte uit. Ons is nie meer deel van die wêreld nie. Ons is in die wêreld wat ons moet hier leef, maar dan is ons sy getuies. En jy sal krag ontvang om staande te kan bly, om te doen wat hy wil hê ons moet doen, en dat ons regtig afhanklikheid van hom kan wandel. Ons is nie kragtelose mense nie. Ons is nie survivors nie. Ons is veronderstel om die mense te wees wat hoop bring in hopelose situasies. Om daai te kan ontsluit wat die Here vir die mense het. Moenie ophou om die evangelie te deel. Daai wat brandend is in die hart, soos wat in die begin was, partykeer druk die lewe, dit word regtig moeilik partykeer, en dan raak ons al hoe meer ingetrek na 'n plek van survival. Maar dis nie waar die Here hê ons moet funksioneer nie. En daarom moet ons mekaar so nodig om mekaar te kan bemagtig, te bekragtig en sê, ons moenie ophou, moenie opgee nie. Die woord sê die laaste dae gaan na mense afvallig raak. Gaan liefhebbers van hulle self word. Die liefde gaan begin verkoel. En dit gaan net weer 'n survivor op myself wees. Die disippels daar uitstorm en die wêreld aan die brand begin steek.
Daai dag alleen het 3000 mense tot bekering gekom en tot die kerk gevoeg. 3000 mense. Toe daai deure oopbars. Wanneer ek in die uur uitbeweeg, hierdie dag, toe die Heilige Gees uitgestort is, meer as 2000 jaar gelede, en die kerk aan die brand begin steek, mag dit so brandend in ons harte bly. Mag dit so brandend in ons harte wees, dat hy verheerlik sal word. I will stand from, Stan, can you please play us that song? Ek het U lief, o Heer. Ek wil nie, ek gaan net 'n lied nou vir ons speel, dat U net daar sit. Dink net, luister hierdie woorde, U is welkom met saam te sing as U wil. Maar hierdie is U tyd, wat ek graag vir U wil net gee, vir oggend. Dink aan die pad wat U gestap het, tot dusver. Daar waar U hart oopgesluit is, toe dit U begin verstaan het, is U hart nog so brandend en liefde, vol liefde, dat ons sy krag, wat deur liefde oopgebreek is, na wêreld toe kan vat, wat hom nodig het. God het heel eerste vir Jesus gestuur, as gevolg van liefde. En ons Vader wil nie hê dat ons, as sy kinders, in 'n plek moet wees, in 'n wêreld moet wees, wat ons nie sy hart ken nie. En die woord sê vir ons, hoe kan ons iemand sy hart ken, as ek dit nie self is nie? En hy sê, maar hy het sy gees gegee, sodat alles wat in sy hart is, vir ons kan openbaar. En die heel eerste ding, is in Johannes 3 vers 16, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee, sodat niemand verlore mag gaan, maar elkeen die ewige lewe sal hê. For God so loved the world. Waarom het al hierdie goeders gebeur? Waarom staan ons by hierdie plek, van waar ons kan sê die uitstorting van die Heilige Gees, sodat ons kan weet, ons is sy kinders. Ons is nie alleen. Ons word gevul met wonder en sy teenwoordigheid. Dis waar my sê, wees heilig, want ek is heilig. En dit beteken afgesonder, vir goeie werk, vir lewe, vir oorvloed. Heilige Gees, wat in ons woon, sê jy behoort nou aan my, afgesonder. Leef in daai oorwinning, leef in daai krag en in daai getuienis van wie hy is in u en in my. Maak ons foute, gaan ons verkeerde goeders partykeer doen, ja, maar omdat die Heilige Gees in ons is, herinner hy ons aan Jesus se woorde, herinner hy ons aan daai plek van, maak reg, kom dit by plek, kom lewe saam met my, kom wandel saam met my, kom na die genade troon van lewe toe, wandel saam met my. En dis waarom ons so 'n belangrike vraag vra, kan ons gehoorsaam wees aan die Heilige Gees in u, dat ons in oorwinning kan leef, en in afhanklikheid. Daarom sal ons nie worstel dan, om te wonder, gaan ek eendag saam met die Here wees nie. Van die begin af het die Here gesê, wees heilig, want ek is heilig. 2 Tessalonisense 2 vers 13, omdat God julle van die begin af verkies het, tot saligheid en heiligmaking van die Gees in die geloof en in die waarheid. Hy sê, die Heilige Gees wat in jou woon, het hy jou eenkant gesit. Ons gees roep, Abba Vader. Hy is met my. Hy is in my. Hy is by my. Mag daai wete vanoggend u hart so vul met verwondering en weer daai opgewondenheid. En wanneer u in 'n plek inkom en jy kry 'n medegeloof, jy kry daai koneksie,
mag julle heel eerste mekaar regtig omhels as broer en suster. Want die Gees maak ons een in hom. In ons Vader se huis is daar nie verdeeldheid. Daar is nie verdeeldheid in sy huis nie. Sy Gees maak ons een. En in daai liefde leef ons. Ek wil vanoggend, my hartsbegeerte was net so groot dat hierdie wonder van hierdie dag moet weer nuut word in ons gees. Hierdie dag wat die Heilige Gees uitgestort het en alle mense op hierdie aarde kan met volle vrymoedigheid na die troonkamer van genade gaan, na ons Vader in liefde en in krag. Ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons behoort aan hom. En dit gee vir ons vryheid. Dit gee vir ons identiteit. Dit gee vir ons no more striving. Vader, wanneer ons so met u hart gekonfronteer word vir ons as mense, u liefde, u teenwoordigheid. Vader, wil ek vra dat u ons weer, ons harte opnuut sal ontsluit en oopsluit. The wonder of your spirit. The wonder of this day. Vader, dat saam met Paulus kan uitroep, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek leef nie meer, u leef in my. Ons kom net weer vanoggend en ons gee oor.